FRK 321, verskansing, ons kyk na lesing nommer 2. Verskansing van 'n erkende bate of las. Nou hierdie erkende bate of las is daardie krediteer of debiteer wat jy gaan verskans. En ons kan hierdie verskansing op twee maniere doen. Ons kan dit doen deur middel van 'n billike waardeskans of ons kan dit doen deur middel van 'n kontantvloeiskans. Nou as dit 'n billike waarde verskans is, dan gaan die verskille, valuta verskille wat ons wel erken tussen die twee berekeningstydperke, gaan ons in die wins en verlies as 'n uitgawe valuta verskille erken, of verlies op valuta of wins op valuta. Die kontantvloeiskans daarenteen erken ons daardie verskille in die kontantvloeiskans reserve, wat 'n reserverekening in jou staat van verandering ekwiteit is, en ons vat hom via ander omvattende inkomste. Nou kom ons kyk na klasvoorbeeld 1. Skans beperk het die plaaslike valuta, rand, as sy funksionele geldeenheid, en die maatskappy het op 1 Desember 20.5 voorraad ter waarde van $100,000 vanaf 'n buitelandse finansier bestel. Nou hierdie voorraad is ook op daai datum vry aan boord versend. Nou jy moet nou al klaar hierso begin dink, wat is my transaksie? Onthou, debiteer die voorraad, krediteer die krediteer of 'n lening, en teen watter koers? Die sigkoers op die datum van die transaksie. En ons sê daar vir jou, vry aan boord, so 1 Desember, onthou dit. Dan het die maatskappy op daai selfde dag 'n 2 maande VTK uitgeneem vir dieselfde bedrag. En die krediteer is betaalbaar op 31 Januarie 20.6 en ons het VTK uitgeneem om daardie termyn te kan dek. Dan het ons verdere inligting. Die wisselkoerse, kyk daar het ons nou die sigkoerse wat ons jou gee, as ook die termynkoers. Die sigkoers, soos jy moet mooi gaan kyk waar gebruik ons dit, en dan het ons ook die termynkoers wat ons dan nou hierso gaan toepas op die VTK self. Dan is daar net verdere inligting wat jy maar kan deurlees, belangrik vir die vraag, maar jy kan dit self lees. En dan die verlang, jy moet die toepaslike joernale voorberei, A, in terme van 'n billike waardeskans, en B, in terme van 'n kontantvloeiskans. Nou wat is die belangrikste ding wat jy moet opstel, wanneer jy met buitelandse valuta en verskansing werk? Soos ek reeds voorheen genoem het, in vorige video's, dit is jou tydlyne. Onthou om jou tydlyn op te stel. So daar is jou tydlyn, 1 Desember, 31 Desember, en 31 Januarie. En hoe gaan ons hier toepas? 1 Desember is vry aan boord, sit by elkeen wat dit beteken, dan kan jy baie makliker daai syfertjies inbring, soos jy kan sien, die skans item, en ons het nou 2 items, omdat ons skansrekening toepas, het ons aan die een kant die skans item, dit is hierdie lening, of die krediteer, of die debiteer, wat ons gaan verskans. In die huidige voorbeeld, verskans ons die billike waarde van daai item. Die ander item wat ons gaan te boek stel is die verskansingsinstrument. Maar kom ons kyk eers na die skans item. Daar is hy is net vir 2 tydperke, en dan het ons ook die wisselkoerse, en dan die verskansingsinstrument, en daar het ons sy tydperke. En nou moet ons hierdie goed gaan te boek stel, en dit is die hele kruks van die saak. Hoe stel ons dit te boek, en hoe stel ons dit te boek, wanneer ons met billike waardeskans werk, en die volgende vraag, kontantvloeiskans. Net voordat ons die vraag verder antwoord, wil ek u aandag op vestig op bladsy 24 van die uitdeelstukke, soos jy daar kan sien, verskansing van 'n erkende bate of las, en daardie erkende bate of las is dan 'n buitelandse debiteer, krediteer of lening of soortgelyk, en dan is daar, ons het nou werk nou met die 2 skanse, die billike waardeskans, wat jy daar so sien, en hieronder die kontantvloeiskans. Nou, wat belangrik is om te weet, dat ons het nou 2 items wat ons nou gaan te boek stel. Die verskanste item, soos ons reeds gesê, die krediteer in ons voorbeeld, en dan die verskansingsinstrument, wat ons VTK gaan wees. Gaan kyk asseblief op wat die datums, die transaksiedatum, staat van finansiële posisie en sovoorts, hoe hierdie goedjies te boek gestel moet word. Die krediteer moet nog steeds op die historiese manier te boek gestel word, met ander woorde op transaksiedatum, daai eerste enetjie, moet hy te boek gestel word teen sy sigkoers, en dan wanneer ons by staat van finansiële posisie se datum kom, dan moet hy hom aansuiwer na die sigkoers wat heers op die staat van finansiële posisie se datum. En dan
by vereffeningsdatum is dit beter om eers weer die aan te syfer na die sigkoers op vereffeningsdatum, die verskil te erken in die wins en verlies, en dan natuurlik die verskanste item te betaal. Daarteenoor het ons die verskansingsinstrument. Nou met 'n billike waardeskans, beide skanse gaan u op die eerste dag wat ons die kontrak teken, wat u nou sê, u gaan nou hierdie VTK aan, gaan u geen transaksie hê nie. Maar op die eerste verslagdoeningstydperk gaan jy wel 'n transaksie hê. En dan moet jy die verskil vat tussen die twee termynkoerse, die een waarmee jy geteken het en die een wat op daai dag heers. Daai verskil is dan 'n wins of 'n verlies, en by 'n billike waardeskans word daai verskil direk in die wins of verlies rekening verantwoord. Ons doen dieselfde berekening op die vervaldatum van die VTK. U erken eers daardie wins of verlies deur die wisselkoerse aan te pas, dan erken u dit in die wins en verlies rekening met die joernaal, en dan word die VTK vereffen. Nou met die kontantvloeiskans rekeningkunde gaan die verskanste item presies dieselfde hanteer word. Hy word nooit anders hanteer nie. Maar die verskansingsinstrument wat jy daar sien, die groot verskil is, daai aanpassing wat ons maak op die verskille tussen die twee tydperke, moet na 'n kontantvloeiskansreserwe geneem word. So aan die een kant erken ons die VTK as 'n bate of las, aan die ander kant erken ons die valuta verskille in ander omvattende inkomste, wat ons ook noem 'n kontantvloeiskansreserwe. En op vervaldatum moet ons dieselfde doen. Gaan weer daardeur en dan kan jy aangaan na die vraag toe, wat dan op die volgende bladsy is. Nou vir hierdie voorbeeld wat ons nou gaan doen, sal ek voorstel dat u by u joernale hou en na die joernale verwys soos wat ek die vraag antwoord. So kom ons gaan kyk hoe lyk die vraag verder. Ek gaan nou so vir u opstel, die tydlyn het ek nou hier neergesit, nou kom ons werk sommer van die tydlyn af, hoe gaan ons verder. Op 1 Desember moet ons nou hierdie bate erken. Onthou, dis jou vry aan boord datum, dis jou transaksiedatum, so nou moet ons gou die krediteer erken, en natuurlik die voorraad wat ons daarteen gedoen het. Nou ek het daai inskrywingkie klaar opgestel, want ek gaan T-rekeninge vir julle opstel. Nou daar is jou voorraadrekening, en hier is die voorraadrekening, en hier is jou krediteerrekening. So jy gaan die voorraadrekening debiteer met die 700.000, en jy gaan die krediteerrekening krediteer met die 700.000. So jou voorraad is nou in jou boeke, en jou krediteer word nou aangedui as 'n las in jou boeke. Die volgende inskrywing wat ons moet doen, ons het mos gesê, die VTK word op daai dag uitgeneem. Maar, nou het ons reeds gesê, op daai dag gebeur geen transaksie ten opsigte van die VTK nie. So, wat ons betref, met ons joernale, is dit nou die joernaal wat ons gedoen het, daai eerste ene. As jy dan terugverwys na die joernale, dan sal jy sien, dit is daai joernaal, wat ons gedoen het. As hy, daai joernaal het ons nou afgehandel. En soos jy daar kan sien, die onderste ene, daar sê ons duidelik, dat daar die joernaal, daar vind geen joernaal plaas nie. Nou moet ons oorgaan na die jaareinde toe, en ons moet die jaareinde se syfers gaan doen. Kyk weer op ons tydlyn. Nou op die jaareinde, het ons nou, daar is ons jaareinde, die wisselkoers, kom ons doen die VTK, die verskansingsinstrument eerste. Die wisselkoers volgens 'n 1 maand VTK is R7.12. En die koers wat teen ons om geteken het is R7.03. Nou moet ons net gou eers dat ek vir u verduidelik hoe werk 'n VTK en hoe bereken ons of dit 'n wins of verlies is wat ons hierso maak. Want wat nou gebeur is, in Suid-Afrika mag ons nie werklik ons kan 'n VTK uitneem om 'n buitelandse valuta te verskans, maar ons mag nie 'n VTK wat in buitelandse valuta is, mee verhandel nie. Maar indien ons dit sou doen, wat sou dan gebeur het, as ons het die ene gekoop teen R7.03 daarso. So, dit is wat ons betaal het, dis wat ons kontrak sê, ons nog nie betaal nie, dis wat ons kontrak sê, ons aan die einde van Januarie gaan betaal om $100,000 mee te koop, R7.03.
Maar indien ons nou 'n VTK moet uitneem vandag, die 31ste Desember 20.5, dan gaan ons R7.12 betaal. Of anders gestel, as ons die VTK wat ons het, gaan verkoop aan iemand anders, gaan daai persoon vir ons R7.12 gee as 'n wisselkoers. En ons gaan die verskil daarso, wat dan 9 sent is, gaan ons as 'n wins maak. Nou dit klink min, maar R7.12 minus R7.3 is 9 sent, maal met ons $100,000 en die aansuiwering is R9,000. En soos ek reeds gesê het, die wisselkoers het verhoog. Hy het versleg, maar hy het verhoog. En omdat ons die VTK uitgeneem het en ons prys op die VTK is nou vas teen R7.03, sal ons nou 'n wins erken op hierdie waardering van hierdie VTK. So kom ons gaan skryf dit in ons boeke. Nou gaan ons na die VTK toe en ons skryf hierso. Nou in hierdie geval wat ook nou belangrik om te onthou, ons werk met 'n billike waardeskans en alle verskille wat ons nou bereken het, soos hierdie 9,000, moet teen die VTK bate erken word en ook teen valuta wins of verlies. So nou gaan ons hierso sê valuta wins 9,000 en hier by valuta 31/12/20.5 gaan ons sê VTK en dit is R9,000. En nou het ons die VTK te boek gestel. So ek hoop julle verstaan hoekom dit 'n wins is en hoe ons by daai syfers uitkom. Kom ons gaan kyk na die krediteer. Die krediteer staan op die oomblik in ons boeke teen R7.10. Maar, teen R7, jammer vir daai, teen R7, maar die jaareindkoers is nou R7.10. So dit beteken, aan die ander kant gaan ons nou vir die krediteer meer geld skuld. So as ons hierdie krediteer nou gaan omskakel, gaan ons meer moet betaal. Daai verskil, R7.10, R7.10, maal weer eens met jou $100,000 en jou antwoord is R10,000. En dit is nou die aansuiwering wat ons op die krediteer gaan doen. So kom ons gaan doen daai aansuiwering. Daar is hy. En op die krediteer, hy maak ons nou 'n verlies. So ons moet die krediteer verhoog, ons krediteer hom, ons sê daarso valuta verlies R10,000 en dit gaan in die valuta wins of verlies rekening. Nou hierdie valuta wins of verlies rekening kan 'n debiet of krediet saldo wees. So alle valuta winste of verliese kan ons hierso gaan insit. So ons sal nou daar sê op die 31ste Desember 20.5 jaar einde het die krediteer 'n verlies van R10,000 gemaak. Nou is daar die transaksie ook in ons boeke opgeskryf. En nou het ons die jaar einde afgehandel. Ons het nou gekyk na die aankoop van die voorraad en die inbring van die krediteer. Toe het ons gekyk na die waardasie van die krediteer op jaar einde teenoor die VTK wat ook 'n instrument is en dan die valuta wins wat ons geskep het daarso. Kom ons gaan kyk gou na die joernale wat daar van toepassing is. Daar is die eerste joernaal op die R9,000 en dan die verlies op die krediteer is natuurlik daar die joernaal. So, nou kan ons oorgaan na die volgende tydperk toe en in hierdie geval nou kom ons opkom, ons is nou hierso. En ons wil nou eerstens weer eens die VTK meet, wat dan nou hierdie enetjie is, teenoor hierdie ene. Nou die vraag is, hierso staan niks. So, wat is die koers? Soos jy kan sien, gebruik ons die sigkoers op jaareinde vir hierdie ding. Hoekom?
Want as jy hierso kom, is daar mos nou maande uitstaande. En daarom kan ek 'n nuwe VTK kry of 'n nuwe koers kry, want dit is die transaksiedatum van daardie VTK, die vereffeningsdatum. En daarom gaan ons die sigkoers op daardie dag gebruik. Want wat effektiewelik gebeur op daai dag, sê die bank vir jou, jy moet nou hierdie dollars koop. Jy moet jou VTK leegmaak en die dollars koop, en dit is die dag waarop jy dit dan sien, hoeveel rand is jou dollars nou werd, om het so te stel. So dit is hoekom ons dan die R7.16 gaan gebruik. So die verskil tussen die twee is 4 cent. Verskil tussen daai twee 0,04 maal het weer met jou $100,000 en jy kry natuurlik R4.000. En nou gaan ons maar net soos die Engelsman sê deur die motions. So wat ons nou gaan doen, nou gaan ons die VTK weer hierso erken, VTK bate, en ons gaan hierso sê, kom ons doen hom in 'n ander kleur. Ons gaan hierso sê 31.1.26 Valita wins R4.000 en hierso op 31.1.26 VTK R4.000. En die volgende stapie wat ons moet doen, as ons weer na die tydlyn gaan kyk, dan moet ons sien dat die krediteer moet nou gedoen word. So nou moet ons gou daai krediteer se syfertjie gaan kyk. Die jaareindssyfer is R7.16, hy het op R7.10 gestaan, ons moet weer eens daai verskil bereken. En soos reeds gesê, hy loop vanaf R7.10 na R7.16, so hy neem toe. En daarom gaan ons nou nog meer betaal as ons hierdie krediteer vandag vereffen, so dit is weer eens 'n verlies wat ons hierso maak. En hoeveel is hy? 6 cent, en dit is dus R6.000. Dis waar ons by daai syfer uitkom. En kom ons gaan doen daai joernaal. Op 31.1.26 het ons dan die krediteer weer eens. Krediteer teen R6.000 en 31.1.26 Valita verlies R6.000. Nou moet ons weet, dit is ook nou die vereffeningsdatum van die krediteer, kan ons sommer nou gaan en daardie by mekaar tel, 716, en ons kan ons self gaan toets. Wat is die wisselkoers op hierdie datum? Die wisselkoers is R7.16, daar is hy. En dit beteken, maal met 100.000, R7.16 maal met $100.000 is gelyk aan R716.000, en dit is toch waarop ons krediteer staan. Daar is hy. So dis waarop ons krediteer staan, ons het daai erken, ons VTK bate het nou 'n saldo van R13.000 debiet. En al wat nou nog oorbly, is om hierdie goedjies af te los met die laaste joernaal. Kom ons kyk na die joernaal wat ons nou net gedoen het. Die eerste joernaal is die VTK bate wat ons nou net herstateer het. Joernaal 5. Joernaal 5 is dan nou die krediteer wat ons herstateer het. En dan finaal het ons nou hierso die aflos van die krediteer teenoor die bank en die VTK bate. So die krediteer daarso, ek wil nie werk nie, die krediteer is die debiet van daai rekening wat ons net gesien het, en dan die VTK bate is die krediet, ons maak daai rekening daarmee skoon, en die verskil, die laaste joernaal daarso, is dan daai 100.000 maal 703, en hoekom 703? Want toe ons die VTK uitgeneem het, het ons hom geteken vir R7.03. Maar met die $100.000, $703.000 is wat ons nou fisies gaan betaal met hierdie proses. So as ons nou daai neersit, dan moet ons nou hierso sê, aflos of maturity,
en dit is 13.000 en daai transaksie is afgehandel. Die krediteer betaal die krediteer en dit is 716.000 en daar is die goedjies afgehandel uit ons boeke uit. In die laaste transaksie is die rekening aan die bankrekening toe, wat jy die bankrekening gaan krediteer met 703.000 rand, wat ons nou vir hier kan insit, bank, en dan betaling van die krediteer en die VTK se aflossing is 703.000. So goed, ek hoop jy verstaan nou die groot ding wat ons hier gedoen het, en dit was, dat omdat ons 'n billike waardeskans het, moes die VTK bate se aansuiwering teen wins en verlies gebeur. En daai aansuiwering vir die volgende jaar het teen wins en verlies gebeur. En dit is wat ons hierso gedoen het. So, dit is die transaksie van billike waardeskans. Ons gaan nou oor na op die volgende video gaan ons die tweede deel kyk na die kontantvloeiskans van hierdie item.